Goeiemôre kerk, my naam is Rishay en ek is so bly om vandag hier saam met jou te wees, spesifiek op hierdie platform. Dis die eerste vir ons, en as jy nuut is, wil ek vir jou sê, baie welkom. Jy is nie hier per toeval nie. Ek glo God het 'n plan met hierdie oomblik in jou lewe. En ja, jy kan sommer nou al, in die description onder hierdie video is my preeknotas, jy kan dit aflaai, sodat jy my kan volg, terwyl ons vandag 'n splinternuwe reeks begin. Klein keuses, groot verskil. Ek weet, party van julle dink dalk, Rishay, hierdie klink soos daai tipiese nuwejaarspraatjies in Januarie. Ek hoor sulke geluide. Want ja, aan die begin van die jaar het ons mos daai ekstra energie. Ons voel optimisties. Ons sê vir onsself, hierdie jaar gaan ek regtig bietjie begin gewig verloor, of gesonder eet, of geestelik meer gefokus wees, meer tyd saam met my kinders maak. Maar dan gebeur die lewe, en daai nuwejaar energie, wel dit verdwyn vinniger as wat jy kan sê gym membership. Die ou gewoontes van verlede jaar kom sommer terug en kom sit hulle voete net daar lekker op jou bank. So sommige van julle wil dalk beter met jou geld werk of daai irriterende gewoonte afbreek wat jou al vir jare pla. Ek weet nie wat dit vir jou is nie, maar ek bid dat God jou krag sal gee om dit te oorwin. Al is ons nie in Januarie nie, ek besef ons is nie meer as 3/4 al in die jaar in. Want kom ons wees eerlik, niemand begin 'n dieet die week voor vakansie nie. En weet jy wat, wanneer ek mense sien wat sekere areas van hulle lewe vreeslik goed onder beheer het, moet ek bely vandag, dit irriteer my soms. Want ek dink, ek weet nie watter massiewe stappe ek sou moes vat om daar uit te kom nie. Dit voel dalk te groot of te ver vir my. Maar, hoor my mooi, hier is die goeie nuus. Dit is selde die groot veranderinge wat jou lewe verander. Dit is gewoonlik die klein dinge, en dis ons kerngedagte vir hierdie hele reeks, is die klein stappe in die regte rigting bring 'n groot verskil in jou lewe. Dis dikwels die klein dinge wat niemand sien nie, wat lei tot die groot dinge wat almal graag wil hê. Ek gaan dit weer sê, want ek wil hê dit moet insink by jou vandag. Dis nie altyd die groot, indrukwekkende wow dinge nie. Dis dikwels die klein, stille dinge wat niemand raak sien nie, wat die groot sigbare resultate bring, wat almal bewonder. Toe ek nog jonk was in die bediening, het ek altyd gewonder, hoe kry hierdie ouens dit reg om so goed te preek? Wat is hulle geheim? En elke keer as ek by 'n sogenaamde superpastoor gaan vra, was die antwoord nie flashy of hierdie magical ding nie, dit was net 2 enkele antwoorde. Tyd in die Bybel, tyd in gebed. En party van hulle het my vertel, hulle lees die Bybel elke jaar deur, vir 25 jaar al, en ek dink toe, ek is ligjare agter hierdie ouens, hoe gaan ek ooit daarby uitkom? Maar dan kom daar hierdie bemoedigende wysheid van hulle kant af. Lees net 15 minute per dag. Gebruik 'n Bybelplan. In 1 jaar is jy deur dit. En ek is soos, net 15 minute. Dis al. Ek kon dit eenvoudig net nie glo nie. Maar dit het my laat besef, dis die klein, konsekwente treetjies in die regte rigting wat jou lewe verander. Ons kyk te veel in die resultate van ander mense se lewens en dink dis onhaalbaar. Maar God werk deur volharding en die klein dinge. My vraag aan jou is, hoe eet jy 'n olifant? Jy's reg, happie vir happie. En ek wil vir iemand vandag sê, en ek glo dit met my hele hart, jy kan 'n hele ander jaar hê, of 'n heel ander jaar hê. En waarskynlik is dit nie deur die groot dinge wat jy in jou kop het nie, maar deur die klein dinge wat niemand sien nie, wat lei tot die groot dinge wat almal graag sal wil hê. So vandag gaan ek 'n fundamentele oomblik in jou vas lê. Ons gaan begin by Sagaria 4. En dan gaan ek vir jou wys waarheen ons in hierdie reeks beweeg. En aan die einde gaan ek vir jou 'n baie spesifieke, baie direkte opdrag gee. Fokus op een klein ding wat 'n groot verskil kan kom maak. Laat ek vir 'n bietjie konteks gee rondom Sagaria 4. Toe hierdie geskryf is, was die tempel platgeslaan. God se volk was in ballingskap. Dit was donker tye, geen huis vir God op daai oomblik nie. Mense het hulle identiteit in God verloor. Nie eens in hulle eie land het hulle plek gehad nie. Hoop was 'n totale laagtepunt gewees. En in 537 voor Christus het Zerubabel 'n oorblyfsel teruggelei na Israel toe. En skielik was daar weer 'n vonkie hoop by hierdie mense. Ons is terug waar ons hoort. Maar luister mooi, 18 jaar later praat God weer met koning Zerubabel en hy sê,
Ek gaan vir jou die krag gee om die tempel weer op te bou. En dan kom vers 6, wat sê, nie deur krag, of nie deur mag, nie deur krag nie, maar deur my gees, sê die Here. En ek wil hê jy moet dit hoor soos God dit vir jou sê. Dis nie 'n posisie nie, dis nie 'n talent nie, dis nie jou eie planne wat jou gaan bring waar jy moet wees nie, dis deur my gees. En hier's die punt, ja, jy kan probeer om self te verander, jy kan 'n paar klein verbeteringe maak deur jou eie pogings, maar as jy jou verbind aan 'n krag wat groter is as jou eie, die krag van die Heilige Gees, dan word sy krag volmaak in jou swakheid. Nie deur jou eie inspanning nie deur jou eie mag nie deur jou eie krag nie, maar deur sy Gees kan hy jou verander. En party van julle probeer al jare lank om 'n spesifieke ding in jou lewe reg te kry. Jy's moeg, jy's gefrustreerd, jy het amper moed opgegee, en God sê vandag vir jou, stop om dit alleen te probeer doen. Kom koppel jou hart aan my Gees. Nou is die tyd waar dit nie deur jou eie mag of jou eie krag gaan wees nie, maar deur sy Gees, so sê die Here. So God sê vir Serubabel, ek gaan vir jou my krag gee om hierdie tempel te herbou. In vers 7 sê hy, niks, selfs nie 'n groot berg nie, sal in Serubabel se pad bly staan nie. Dit sal 'n gelyke vlakte word voor hom. Met ander woorde, as God iemand roep, is daar geen krag op aarde wat kan keer wat God deur daardie persoon wil doen nie. En luister mooi, God sien klaar die einde voordat jy nog begin. Hy sien klaar die laaste klip in plek. Die mense wat uitroep, mag God dit seën, lank voor jy jou eerste klip neergesit het. Vers 8 kom sê Serubabel, Serubabel het die fundament gelê, en hy sal dit voltooi. Dis God se belofte. Maar die waarheid, die begin was stadig, moeilik, onooglik. In Esdra lees ons van mense wat kom kyk het na die eerste fase van die tempelbou en hulle het gehuil. Nie almal van blydskap nie, party omdat dit so klein, swak en pateties gelyk het. Net 'n paar klippe, dit gaan tot niks lei nie, het hulle gedink. En dit is presies hoe ons voel wanneer ons aan iets groots wil werk. Jy gaan gym toe, week 1, minus 1 kilogram, jy dink wel, ek gaan nooit ergens kom nie. Jy probeer 'n slegte gewoonte breek en 3 dae in het, wel dan struikel jy en jy het 'n terugslag. En jy voel skaam oor jou klein begin. Maar hoor nou wat sê vers 10. Dit sê, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie, want die Here is bly om te sien hoe die werk begin. Met ander woorde, God glimlag wanneer jy net die eerste klip kan neersit. Want jy kan nie klip nommer 100 neerlê sonder om klip nommer 1 te lê nie. Ons probleem, ons kyk na ander mense se hoogtepunte, maar ons ken net ons eie agter die skerms. En dan raak ons geïntimideerd. As jy kyk na 'n man soos Dawid, 'n man na God se hart. Hy het Goliat verslaan, maar jy vergeet van die jare in die veld met skape. Elke keer as 'n leeu of 'n beer gekom het, het hy dit doodgemaak. Hy was getrou in die klein dinge, lank voor die groot oorwinnings. As jy kyk na Rut, ek meen, wow, sy kry vir Boas, maar jy vergeet sy het vir jare lank getrou in die land gewerk van Naomi, gebly by haar toe sy maklik kon loop. Daardie getrouheid het die deur vir God se seën kom oopmaak. Selfs as ons kyk na Daniël, daai geloof in die leeukuil, met ander woorde, daar is iets wat ek graag sou wil hê, maar jy vergeet, hy het 3 keer per dag, elke dag, op sy knieë gegaan voor God en gebid, jaar in en jaar uit. Dis die dinge wat niemand sien nie, wat lei tot die dinge wat almal wil hê. En dan hoor ons van John Wooden, een van die grootste basketbalafrigters van sy tyd. Sy span het 88 wedstryde agtereenvolgens gewen. Ek meen regtig, dis so indrukwekkend. Weet jy waarmee het hy sy eerste oefensessie begin? Nie met baloefeninge nie met drills nie eers met vrygooi nie. Hy het gesê, sit, trek jou sokkies aan, trek jou skoene aan, stadig, sorgvuldig. Hoekom? Want hy het gesien die meeste mense dink nie eers daaraan nie. En as jy jou sokkies verkeerd aantrek, kry jy blaase. En blaase hou jou uit jou spel uit. Sy punt, ons gee om vir die detail, want detail maak saak. En dan sê hy, dis die klein dinge wat noodsaaklik is. Klein dinge laat groot dinge gebeur. Ek hou daarvan, want dit is presies wat God vir ons wil wys.
Dis dikwels die klein dinge wat niemand sien nie, wat lei tot die groot dinge, wat almal wil hê. So in hierdie volgende paar weke gaan ons op 3 groot temas fokus. Ons gaan fokus op jou denke, jou woorde en ons gewoontes. Hoekom begin ons by ons denke? Want jou denke word jou woorde. Jou woorde word jou dade en jou dade word jou gewoontes en jou gewoontes skep jou bestemming. Volgende week gaan ons begin met jou gedagtes, want soos 'n mens dink in sy hart, so is hy. As jy jou lewe wil verander, in ander woorde, verander hoe jy dink. So op week 3 praat ons oor woorde. Die tong het mag oor lewe en dood. En as jy jou lewe wil verander, verander hoe jy praat. Week 4 praat ons oor ons gewoontes, want jy word wat jy herhaaldelik doen. As jy 'n ander mens wil word, verander jy herhaaldelik wat jy doen. En ek wil hê jy moet weet, God kyk nie net na hoe groot jou begin is nie. Hy kyk na jou getrouheid in die klein dinge. Want dis in daai klein, eenvoudige, daaglikse stappe dat hy die groot verskil bring. Ons gaan klein veranderinge maak in hoe ons dink, praat en optree. En dit is presies daardie klein veranderinge wat niemand noodwendig raak sien nie, wat lei tot die resultate waarna almal verlang. Want ek sê vir jou, jy kan nie eers begin beskryf wat God kan doen deur 'n gefokusde lewe nie. Wanneer jy op een ding fokus, is dit ongelooflik wat jy kan bereik. Ek het 'n studie gedoen oor die fase of oor die frase een ding in die Bybel. En dit is eintlik nogals baie indrukwekkend, want dit is eintlik meer algemeen as wat jy dink. As ons weer eens kyk na Dawid, 'n man na God se hart, sê in Psalm 27 vers 4, die een ding wat ek begeer, die een ding waarna ek smag, is om in die huis van die Here te woon vir altyd. Dis dit. As jou nommer 1 begeerte is om in God se teenwoordigheid te wees, raai wat? Dan is jy ook 'n man of 'n vrou so na in God se hart. Daar is krag in fokus. Paulus in die Nuwe Testament, waarskynlik die grootste apostel van almal, het regtig 'n rowwe storie gehad. Nie net voordat hy 'n volgeling van Jesus geword het nie, maar selfs daarna. Hy is geslaan, sy skip het gesink, hy is vir die dood agtergelaat, deur 'n slang gebyt, ewen honger gely, en ons praat hier van 'n man wat deur massiewe lyding is. En wat sê hy? Hy kla nie. Hy sit nie vas in sy verlede nie. Hy sê nie, ag, ek onthou nog daai moeilike tye, ag, julle sal nie glo hoe sleg mense my behandel het nie. Nee, Paulus sê, een ding doen ek. En ons vind dit in Filippense 3 vers 13. Hy sê, maar een ding doen ek vergeet wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Gaan nie toelaat dat my verlede my toekoms bepaal nie. God het meer vir my, so hierdie een ding doen ek. Ek los wat agter is en ek beweeg vorentoe, want God is nog nie klaar met my storie nie. En wanneer jy op een ding fokus, is dit ongelooflik wat God kan doen. Maar wanneer jy daardie een ding mis, kan jy verstommend baie seëninge in jou lewe misloop. Jesus kom by die huis van Maria en Martha in Lukas 10. Maria sit by sy voete, Martha hardloop rond. Die tee is lou, die borde pas nie, dis 'n gemors. En Jesus kyk vir haar en sê, Martha, jy is bekommerd oor soveel dinge, maar net een ding is nodig. Maria het gekies wat beter is, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Dan is daar die ryk jong man. Alles wat geld kan koop, die het hy. Hy wil Jesus volg, en hy sê, ek wil deel wees van jou span. Maar sy besitting sou sy hart vas, en Jesus sê, jy kort net een ding. Kry daai een ding reg, en jy kan help om die wêreld te verander. Gaan verkoop wat jy het, gee dit weg en volg my. Maar hy hardloop weg, hartseer. Nie omdat hy nie geweet het wat om te doen nie, maar omdat hy nie bereid was om dit te doen nie. Daai een ding wat God gevra het. Vriende, dit is ongelooflik wat 'n gefokusde lewe kan oplewer, en ek gaan jou vandag weer herinner. Dis dikwels die klein dinge, daai klein keuses wat niemand sien nie, wat lei tot die groot dinge wat almal wil hê. So hier's jou opdrag, eenvoudig, gefokus en direk. Soek God vir een spesifieke woord wat die res van jou jaar gaan definieer en rig. Net een woord. Een woord wat jou gaan herinner waarheen jy op pad is. Een woord wat jou help kies waar jy ja en waar jy nee sê. Een woord wat jou anker en jou rigting gee.
Want ek glo met my hele hart, as jy daardie woord by God kry en jou lewe daaraan meet, gaan jy terugkyk en sien, daardie een klein ding het 'n groot verskil in my lewe kom maak. En ja, jy kan ook 'n vers daarby sit. Want hierdie gaan nie deur jou eie mag of jou eie krag wees nie, maar deur God se gees wat jou in staat stel om vorentoe te beweeg. Jy sal verbaas wees hoe anders jou jaar gaan uitdraai en selfs jou hele lewe en hoe dit kan lyk wanneer jy fokus op een God, geïnspireerde woord wat jou besluite rig en jou koers bepaal. Ek het dit selfs al in my lewe in ons kerk gesien. Verlede jaar het ons as 'n gemeente vasgehou aan die woord wat die Here vir ons gegee het, dissipline, wat geanker is in Hebreërs 12 vers 11. Dit was nie altyd maklik nie, want dissipline het ons nogals lekker gestretch, ons uitgedaag en soms regtig ongemaklik laat voel. Maar soos ons vasgebyt het, en ons geestelike gewoontes en ons gehoorsaamheid en konsekwentheid uitgeoefen het ons begin sien hoe die letter oes deurbreek, soos wat daai vers sê. 'n dieper regverdigheid, 'n sterker vrede en 'n geestelike volwassenheid was net wat net kom wanneer God jou oplei. Dit was 'n jaar van saai in geloof en om die eerste vrugte van ware transformasie te kon pluk. Vir sommige van julle gaan God se woord vir die jaar dalk rus wees, want jy's moeg. Jy voel oorlaai. In Hebreërs 4 vers 9 tot 10 sê vir ons, daar wag dus nog 'n heel spesiale rus vir God se volk, want almal wat in hierdie rus van God ingaan, sal selfs rus van hulle moeitevolle arbeid soos God ook van sy eie skepingswerk gerus het. En ek weet hoe dit voel. Op 'n maandag na 'n hele naweek van opslaan, bedien, weer afslaan, ek meen jy voel net klaar. Maar die rus waarvan hier gepraat word, is nie net 'n middagslaapie nie. Dis 'n spesiale rus vir jou siel. So ek vra jou vandag, wat gaan jou een woord wees? Bid daaroor, soek God, en wanneer hy daardie woord in jou hart kom sit, raai wat, dan het jy selfvertroue, want jy weet, ek kan God se stem hoor, en as jy hom hier kan hoor, kan jy hom ook in ander areas hoor, en skielik het jy geestelike momentum, en jy het 'n woord, en jy kan sê, jy weet wat, ek moet eerlik wees, dit was nie iets groot nie, God het my net 'n klein ding gegee om mee te begin, en ek het besluit om getrou te wees in daardie klein ding oor tyd. Want weet jy wat God liefhet? Is wanneer jy getrou is in die klein dinge. Matteus 25:21 vertel Jesus, hy sê, welgedaan goeie en getroue diensknegt, jy was getrou in die klein dinge, nou kan ek jou met groter dinge vertrou. En wanneer mense van buite kyk en vra, hoe het jou lewe so verander, gaan hulle dit nie eers heeltemal kan verstaan nie. En jy gaan eenvoudig sê, dis regtig nie groot dinge nie, dis die klein keuses wat God op my hart gelê het. Vir ons gemeente was daardie woord verlede jaar dissipline gewees, en ja, ons het nog ruimte om te groei, maar ek kan vir jou sê, ons is baie sterker as 'n jaar terug. Want wanneer jy op een ding fokus, is dit ongelooflik wat God deur jou kan doen. Moenie dat iemand jou mislei nie. Dis nie die groot indrukwekkende oomblikke wat jou lewe verander nie. Dis die getrouheid in klein dinge oor tyd. Dis dikwels die klein dinge wat niemand sien nie, wat lei tot die groot dinge wat almal wil hê. Ek wil vir jou vandag bid. Ek wil hê net daar waar jy sit dat jy jou oë sal sluit. Here, help ons om getrou te wees, selfs wanneer niemand kyk nie. Getrou in die detail, getrou met dit wat U voor ons geplaas het. Ons wil getrou wees met die klein dinge, sodat U ons met selfs meer kan vertrou. Terwyl ons vandag saam bid, dis 'n baie eenvoudige maar lewensveranderende opdrag. Ek wil vandag vir jou so vra, hoeveel van julle gaan commit om die een woord, een vers by God te soek, wat jou jaar gaan rig? Vir party van julle is dit meer as net 'n woord vir die jaar. Terwyl ek praat, voel jy iets trek jou na God. Jy kan dit nie beskryf nie, dis bonatuurlik, dis 'n honger. En ek sê vir jou, dis die Heilige Gees wat jou roep. Vir sommige van julle is jou woord dalk glo. Jy het getwyfel, jy het gevra, maar vandag glo jy in die Here Jesus Christus.
en jy sal gered word. Verander as jou woord dalk bely. Jy bely dat Jesus Here is. Jy is nie meer jou eie baas nie, jy bely dat jy hom nodig het om jou lewe te lei. Vir party is jou woord draai of bekeer. Jy was op jou eie pad in sonde weg van God, maar vandag draai jy na hom toe terug. En wanneer jy bekeer, vergewe hy jou en maak hy jou nuut. Verander is dit dalk oorgee. Nie my wil nie, U wil, Here. Ek gee my lewe vir U. Want wie is Jesus? Hy is die Seun van God, sonder sonde wat vir jou gesterf het en weer opgestaan het, sodat jy God kan ken, sy vergifnis kan ontvang en vir hom kan leef. En as jy nou aanlyn kyk of hier is saam met my vandag, dis tyd om te glo, dis tyd om te bely, dis tyd om te bekeer, dis tyd om oor te gee. In kort, dis tyd om jou lewe volkome aan hom te gee. As dit jou gebed is, sê net ja. Steek jou hand op en sê, ja, ek gee oor Jesus. Ek het die genade en vergifnis nodig vandag. Kom ons bid saam en ek wil graag hê almal met hardop bid. Ek wil jou graag hoor vandag. Hemelse Vader, ek is 'n sondaar en ek het 'n verlosser nodig. Jesus, vergewe my. Maak my nuut. Ek glo dat U gesterf het en weer opgestaan het sodat ek vir U kan leef. Vul my met U Gees vandag sodat ek U kan ken. U kan dien en U kan volg vir die res van my lewe. My lewe behoort nie meer aan myself nie. Vandag gee ek dit vir U. Dankie vir 'n nuwe lewe. Nou behoort my lewe aan U. In Jesus se naam bid ek dit. En ek sê, amen. Ek wil vir jou sê, welkom by die familie van God. Almal wat vandag hierdie besluit gemaak het. Jou reis begin nou. En ek sê vir jou, wees getrou in die klein dinge. Want dis waar God die groot dinge beginne doen. Dankie dat jy saam met my vandag ingeskakel het aanlyn. Ons maak volgende week weer so om 8:30. Dis vir my so groot voorreg gewees om vandag God se woord te bedien aan jou. En ek vertrou saam met God vir die groot dinge in jou lewe. Totsiens.